106.5. Byt met Doopie en Nina, 6 minute oor 8 en ons was uit die veld geslaan natuurlik met ons G-week. Nie te lank terug nie. Ons het vir jou gesê hierdie keer gaan ons bietjie by mekaar maak ten bate van Atterbury Trust en al die ongelooflike werk wat hulle doen. Dit is en natuurlik ook dan Groot FM 90.5 MPC. Ja, so dis nie net Atterbury Trust wat kyk na die skoolleerders nie of wel die beurse uitgee nie, maar dis Triomf Kliniek, dis Terugploeg, dis soveel ander entiteite waaraan ons jou bekend gestel het gedurende G-week, nê? En die dames is saam met ons weer terug in die ateljee, Danel en Ananya van Atterbury Trust. Hallo julle twee. Hallo. Ons het gedog julle het al ingetrek, 'n kantoortjie gevat hier by ons, want julle was baie jong. Ons het hulle nog eens gemis, die losse twee. As jy eers deel is van die Groot FM familie, dan kan jy nie los nie. Dis baie mooi. En dan ons is baie dankbaar om vir haar saam met ons te hê, ons stasiebestuurder en sy het die hele week afgeskop, ons groot G-week. Sy het die laaste een gemis, maar sy het gesê hierdie een gaan ek nie mis nie. Roelien Potgieter. Hallo Roe. Hallo, goeiemôre Doopie. Goeiemôre Roelien. Hallo Roe. Hallo Nina. So formeel. Hoorie, ons begin sommer by jou, want die vorige een soos Doeps nou gesê het jy gemis die G-week en toe het jy absolute FOMO gehad en hierdie keer was jy die hele week ook hier, jy het geboer hier, of as jy nie in die studio was nie, was jy hier voor die studio deur. Maar hoe was dit vir jou om eerstehands te beleef hoe amazing ons luisteraars is gedurende G-week? Nee, ag, dit het ons weet dit nou al vir die afgelope 12 jaar. So dit is maar net eintlik dit wat ons weet, dat ons kan kans sien om enigiets groot aan te pak as gevolg van ons luisteraars en 'n gemeenskap wat altyd bankvas agter Groot FM en enige inisiatief wat ons wil dryf of begin staan. So dit gee mense regtig daai moed om te kan doen wat ons kan doen en ja, dit is net eintlik net dis hoekom mense altyd hier wil hang, want dit is net so die sinergie wat hier was in die liggolwe en oor ons stad gespoel het daai week, was net regtig 'n belewenis gewees en is mense net so opreg dankbaar om te weet dat 'n mens kan mekaar nie altyd in die oë kyk nie, maar dat 'n mens definitief in dieselfde visie wil ek sê van stad en ons mense in ons gemeenskap glo en saam staan en dit was net vir my regtig net weer eens so hartroerend om elke boodskap wat die luisteraars ingestuur het, die oop harte, oop hande, ag het my so hart sommer net weer opnuut warm geraak en dit gee ons krag en energie om vir volgende jaar groot te beplan en ander verskil te maak en Jesus se voete en hande, voete op aarde kan wees. Absoluut. En dan Hans, ek weet jy het op 'n call 'n voice note ingestuur en hy het op ons kantoorgroepie gesirkuleer. Baie gesê, ja, dit was nie heeltemal die plan nie. Maar jy net gesê dat worry nie meer oor die target nie, maar dit is net vir jou so amazing om deel te wees hiervan. Wat het dit vir jou persoonlik beteken? Ja, ek onthou dit. Ek het letterlik by ons hek uitgery en toe Doopie sy getuienis eintlik gegee en gepraat en my hart so aangeraak wat ek het eintlik net vir 'n oomblik in hierdie, want G-week is 'n besige week en a lot going on en net om in die kar te sit en vir 'n oomblik stil te raak en te besef dis eintlik waaroor dit gaan. En dit is waaroor die G-week gegaan het. Ek dink elke storie, elke getuienis, elke luisteraar se boodskap, elke donasie wat mense gegee het, of dit duisende rande was of dit R10 was, dit mense het stil geraak en net weer veral aan die einde van die jaar besef waaroor gaan die lewe en waaroor gaan ons mens wees en hoekom is ons hier op aarde en ja, ek dink dit is wat vir my persoonlik van G-week uitgestaan het, is net daai oomblik om weer te onthou waaroor gaan al hierdie wonder. Die groter prentjie. Ja, die groter prentjie. Ek dink net om dit wat jy nou te sê Ananya te beamoen, daar het 'n boodskap ingekom op ons WhatsApp-lyn en dit het ons almal hier so ongelooflik geraak en ons het gesê as ons behalwe nou die geld vir daai persoon G-week moes oordoen, dan doen ons dit. Hoor gou hier, die boodskap het gegaan, goeiemôre, julle het my lewe verander vandag. Ek draai vandag terug na die Here, sorry. Ek het afgedwaal en julle het my oë oopgemaak. Dankie dat ek weer die Here kan ontmoet. Is dit nie amazing nie? Ja. Dit is presies waar G-week gaan. So in dit alles raak mense stil en jy staan bietjie en jy doen bietjie introspeksie en jy kyk bietjie terug ook oor mense lewe om net te sien hoe die Here altyd faithful was, nê, of altyd sal wees en hy sal altyd voorsien. So net daai stil word en net die besef dat ons is eintlik maar klein en nietig op aarde en ons enigste roeping is sy koninkryk, sy mense. God wil eerste liefde hê en sy naaste soos onsself liefde hê. Absoluut. Roo, nou
een van die goeters is jy weet dit was ons tweede G-week vir die jaar gewees en ons is so dankbaar gewees aan elke luisteraar wat gegee het uit in geloof, nê. Daar's SASSA geld wat ingekom het. Ons het kinders gesien by die skole wat somme intern in hulle klassies besluit het, hulle gaan goed by mekaar sit. Daar's van die mense wat ons gehelp het in die vorige G-week. Ek dink nou aan Julie hulle, daarvan Nick Smith en van daai kant van Pretoria Wes af, hulle het ook gegee. Hulle het 'n plain close dag gehad by Nick Smith en 'n paar ander skole. Dis ongelooflik om te sien hoe almal by mekaar gekom het, maar aan die einde van die dag was daar 'n groot belofte bedrag wat by mekaar gekom het. En ek dink hierdie twee dames wat so hard gewerk het tydens daai week, deel was van die span, weet nog nie wat daai finale belofte bedrag is nie. Weet julle nog nie? Julle moes gejok. Ons het dalk hier en daar het ons 'n nommertjie uitgelos, jy weet. Ons weet daar's administratiewe taakies wat moet plaasvind, maar ek dink die luisteraars het ook almal wat ingekoop het vir so lank net gewonder, wat is nou die belofte bedrag? En Beru, gaan jy omgee om vir ons te sê wat G-week toe nou bymekaar gemaak het, want of dit nou soos wat Ananya ook gesê het, of dit nou 'n R1 was of iemand wat R100,000 op 'n stadium gegee het, elke bietjie het gehelp en dit gaan oor gemeenskap wat bymekaar kom. Ja, Doopie noem dit nog 'n belofte bedrag want dit is ons nog nie 100% al die geld oorbetaal nie. Party maatskappye word nog uitfaktureer en daar's mense wat gesê hulle is aan die einde van die maand ensovoorts inbetaal. So ons is nog besig om al daai fondse in te samel, as ons dit sou kan noem, maar die belofte bedrag soos ek het Doopie, nou hoop ek is reg, is 3.4 miljoen, net so onder 3.5 miljoen, 3.4 R180,000. So iets give or take 100,000. amper by 3.5 miljoen. Ja, so dit is ongelooflik. Ek weet die span is altyd so as 'n mens praat oor die week en sê ek maar waarvoor vertrou ons die Here. En hy het weer gekom. Ons het dink doeps hierdie keer ons by 2.5 miljoen uitkoms, dit amazing. Dit was ja. Amper weer 1 miljoen meer. So die Here is regtig net getrou en ons luisteraars ook wat help gee in elke hele gemeenskap, ons kliënte, vir familielede wat inkoop en gee. So dit is regtig net so lekker om vir julle te kan sê, hou aan doen wat julle doen. Julle maak 'n massive verskil. En dit is so lekker om met julle vennote te wees en sommer net vriende te mag wees en familie te mag wees, sommer so langs mekaar sit ons drietjies in 'n rytjie en praat, maar dit is regtig net so lekker om deel van julle te wees en julle dop te hou vir wat julle doen en die verskil wat julle maak in ons stad. So ons waardeer dit en in ons land, nie net Pretoria nie, maar in ons land. So ons waardeer dit. So behalwe nou vir daai massiewe bedrag, het daar ook ander goed uit G-week uitgekom. Net hierna Danelli wil ons bietjie by julle hoor. Wat sien ons nog uit na en wat het al reeds gebeur by Atterbury Praat? Dis Groot FM 90.5. Saam met ons in die ateljee die twee dames wat jy op die lig gehoor het van Atterbury Trust, Danel en Ananya, en dan ons stasiebestuurder Rolien Potgieter. Net voor die breek het ons vir jou vertel van die groot belofte bedrag en dit is nou almal wat 'n pledge gemaak het tydens G-week en soos Rolien gesê, daar's nog 'n paar mense wat gefaktureer word. Dis my groot Afrikaanse woord vir die oggend. 'n Paar maatskappye, so daar is nog 'n bedrag wat moet inkom, maar 'n totale belofte bedrag van amper 3.5 miljoen. Ongelooflik. Ja, maar behalwe vir die geld, is daar stories wat ons oor gepraat het op lig wat daar vordering gemaak is. Danelli, kan jy 'n bietjie vir ons uitbrei? Ek dink ook dis nogal iets wat vir my uitgestaan het in G-week, is net dat ons die kans kry om bietjie ons mooi stories te kan deel. En dan ook ons studente en ons organisasies te nooi om saam met ons deel hiervan te wees. Ja. En een van die mooi stories wat uitgekom het is Roan Wesseloe, een van ons studente wat oop hart chirurgie moet kry. So. En toe ons hier uitstap, het daar 'n kardioloog ons geskakel en gesê maar hy is bereid om vir Roan te sien. Wow. Ons het 'n afspraak, Roan gaan die 11de Desember gaan hy na die kardioloog toe om net nou die pad te kan stap, want hy moet regtig dringend die operasie kry. Ja. En dit vat 'n groot bekommernis van sy hart af. Ja, Dan letterlik. Ja, letterlik. Dan 'n ander lekker storie is Chloe Storm, wat ons die Ja, sy was dan by ons. Ja. Ja, om met haar tuintjies. Ja, maar help met haar tuintjies. Sy was ook verlede week by een van ons tandartse en nou wag ons vir die verslag om uit te kom om te kyk hoe ons haar gaan help. En by Triomf Kliniek, die luisteraars het ook nou verlede 2 weke terug gehoor, ons het 'n nuwe perseel en net hoe van die mediese dokters hand opgesteek het en gesê maar hulle wil betrokke raak. Ons het 'n ginekoloog wie ons gaan sien
gesien het, ons het 'n algemene praktisyn en dis almal mense wat nou weer ons hande sterk maak. Ja. En soos jy gesê het, nie noodwendig net finansiëel nie, maar hulle gee nou ook hulle tyd. Ananya, jy moet sê ek probeer nou dink aan al die Ja, ek dink die ander ding is ons het so 'n bietjie geskrik want die laaste keer wat ons Marenas gekoop het was dit omtrent R2000 en ons kon verlede week is daar weer dames 'n vroue kliniek gewees en ons kon 2 vrouens gehelp het met 'n Marena vir die volgende 5 jaar en 'n Marena kos R4000 vir so 'n R4000 die kosprys. Dit is dubbel R4000 vir 'n Marena Wow. en dis weer eens goed soos G-week wat dit vir iemand moontlik maak wat regtig nie daai as jy nie medies het nie en jy wil voorbehoeding gebruik. Ek weet nie hoe doen jy dit nie. So ek dink dit maak weer Triomf se hande sterk en gee ons weer die vermoë om dienste te lewer wat ons andersins nie sou kon lewer nie. Ja, dis amazing en dan ook Grace Valley wat hulle fondse gaan ontvang. Ek dink op Route 326 het hulle so baie geld ingesamel vir Grace Valley en hoe amazing dit is. So ja, dit is altyd vir my so cool behalwe die geld wat ons insamel, die stories wat uitgeweek uitkom en amper ek sien of sulke are van lewe wat uitvloei uitgeweek. Absoluut. Ja. Maar die groot vraag is toe ons nou in 'n gesprek is want 'n G-week begin in 'n boardroom, glo dit of nie. En dan in die gebedsgroep eers en dan in die boardroom. En dan weet ons, okay, ons gaan nou voort met hierdie ding. Maar toe ons nou vir julle gesê het, hierdie keer is dit Atterbury Trust se beurt. Ananya, het julle verwag wat die inkoop gaan wees van ons luisteraars af, of was dit net just like mind-blowing? Ek moet sê, na julle eerste suksesvolle G-week, ons het uit die hart van die saak die hele tyd geluister met julle eerste een, was ek en Danel nogal senuweeagtig geweest, dit was so, dit is altyd daai van, mens raak so vasgevang in die detail, dat jy partykeer self van jou mooi stories vergeet, of net die rol wat die trust kan speel in verskillende aspekte van ons land en of gemeenskap, en ons het nie verwag, dit is wat dit gaan wees nie, en ek dink, van ons kant af was dit die hele tyd, ons het vir 'n week lank heeltyd gehuil, van die oggend tot die aand. Maar ek dink wat vir my spesiaal was net om weer baie keer in liefdadigheid raak my so oorweldig deur dit voel so bietjie soos 'n bodemlose gang. Die nood, Die nood is net so groot en wat 'n voorreg is om stories te kan vertel van hoop. Waar dit hopeloos was, is daar nou hoop. En dit was iets wat vir my van hierdie G-week regtig nogals net eintlik weer moed gegee het, is ons het weer hoop. En ek dink in ons wildste drome het ons nie verwag dit is wat ingesommel sou wees nie. Hoorie dan, nou julle is tans besig met onderhoude vir volgende jaar se studente. Hoeveel inskrywings of aansoeke het ingekom en hoeveel sien julle dan? So ons sien nou regtig elke jaar hoe ons aansoeke meer raak en dit laat ons ook net weer besef hoe groter die nood raak. Mens dink 'n gemiddelde ‘n gemiddelde huishouding gaan hulle kinders kan stuur, maar ons regtig net soveel uitdagings. Ons het hierdie jaar 313 aansoeke ontvang en na G-week ontvang ons nogal ook redelik baie laat aansoeke en ons hoe ons werk, ons het ook verduidelik, ons het 'n baie persoonlike aanslag, so ons studente koördineerder Bianca gaan eers deur elke liewe aansoek. Ons wil regtig verstaan en ons lees die stories en dan word daar 'n tweede keer daarna gekyk en dan maak ons 'n kort lys van kandidate. En ons het hierdie jaar 150 onderhoude. Dit is studente of leerders wie ons regtig graag wil ontmoet. Ons wil hulle nooi, ons wil hulle storie en hulle omstandighede verstaan en so sit ons het ook inkoop van Groot FM, baie dankie julle wat kom saam met ons sit. Ons het die Atterbury Property kollegas, so dit is mense wat glo in wat ons doen, wat ons hande sterk maak en dan saam met ons kom sit en in die onderhoude en so is daar dan 'n hoeveelheid studente wat ons kan kies en dis ook weer te danke aan iets soos G-week. Mense wat ons kontak en sê maar hulle wil deel wees, hulle wil dalk 'n student se fondse dra wat ons dan moontlik meer leerders gaan kan inneem. Ja, en ek dink die belangrike ding om net by Danel aan te sluit is 'n G-week stel ons weer in staat om waar ons gemiddeld tussen 60 en 70 studente kan inneem in 'n jaar, is ons op hierdie stadium het ons die vermoë om 20-25 studente meer te kan help, ekstra te kan help, bo op daai fondse wat ons nie sou gehad het as dit nie vir G-week was nie. So
dis 25 kinders wat regtig wil en wat nou vir altyd hopelik daai Ja. bose kringloop is maar seker van armoede kan breek en 'n goeie werk kan kry. Absoluut. Roo, ek wil net gou voordat ons by jou uitkom Nini is ons is so dankbaar dat jy hierso was want op die vorige G-week toe het julle gejet set en jy kon nie hier gewees het. Ja, dit klink of ons net so lekker die movies gaan lê het. Julle het gaan maar was die doops. Julle definitief daarso vir ons gaan baie waardevolle inligting kry oor see, maar jy was hierso nou en dit was 'n groot G-week. So ek dink ons het vir jou gevra op die eerste program om vir ons alles af te skop. Maar nou met G-week wat klaar afgeloop het en wat jy die stories hoor en ons kan bedra kind of begin rondgooi ensovoorts. Is daar 'n laaste idee wat jy wil deel of is daar iets wat jy die luisteraars mee wil los nou dat G-week afgehandel is? Ja, ek dink regtig net eerstens is vir my net so voorreg om die Here se werk te kan doen. Verstaan en dat ons weer eens soos ek al gesê het, dit 'n breër gemeenskap is wat inkoop en want ons gaan tog net eendag voor God staan en hy gaan vir ons vra, wat het jy gedoen met die mandaat van 'n radiostasie in jou hand? Wat het ons gedoen? Het ons regtig 'n verskil gemaak? So ek dink dit is in November maand, ons almal is lekker moeg, ons almal sien uit na 'n lekker Desember wat jy net bietjie kan rus en sommer net weer mense gedagtes kan fokus op 2026 en dan net sommer weer bidend in Desember ingaan om te sê, Here, maar hoe doen ons dit volgende jaar? Is G-week nog steeds die tool of die medium wat u op lig wil gebruik? Ja, en net weer bietjie vars idees en net regtig by die Here stil raak en tyd te gaan spandeer en te hoor hoe pak ons 2026 aan vir die verskil wat ons wil maak in ons stad. So ek is seker hy antwoord ons altyd en hy gaan ons altyd vooruit en daarvoor is 'n mens dankbaar. Ja, en dan net uit te kan sien na 'n nuwe jaar, nuwe geleenthede en weer eens die voorreg wat 'n mens het om in 'n maatskappy te kan werk wat regtig se visie is om verskil te mag maak en mag dit ons altyd ons dryf wees. So ook net vir ons ongelooflike span, julle omroepers, Doopie en Nina, elkeen, ek gaan nou nie almal by die naam noem nie, wat net so ingekoop het en net die ekstra myle stap, dis ure wat Anne-Marie byvoorbeeld in hierdie ateljee gesit het om te kan help ensovoorts, wat al kinders op by die huis was en net elke liewe personeel het hier by Groot FM wat net altyd bereid is om ekstra ure in te sit, agter die skerms te wees. Dit is net amazing span, so mense is net dankbaar vir dit ook. So en dan weer eens vir ons luisteraars en ons breër gemeenskap, baie dankie. Roo, dankie vir die visie wat julle as bestuur het en dat julle getrou is met dit wat in julle hand is en vir ons die pad vooruitstap en Danel en Ananya, dankie vir die ongelooflike werk wat julle kan doen. Dankie vir die stories wat ons kon deel en dankie dat julle ook getrou is met dit wat aan julle gegee word. En dan Doop, ons net ook alle eer aan die Here gee. Hy het almal gereed gemaak vir dit wat kom. Absoluut. En hy is getrou, hy is altyd getrou en ons sien regtig uit om te sien wat die Here volgende jaar wil doen deur ons. Ja. So dankie ook aan elke luisteraar wat Roo gesê het en almal en as jy nog nie jou geldjie betaal het nie, so nee, wag vir jou. Jy kan maar 'n flesbedrag oorbetaal. Is amper einde van die maand. Ons sal vir jou nog 2 weekies gee, maar daarna dan stuur ons mense detensie toe nie, ek joke net. Dankie julle dames en dankie vir die ongelooflike werk wat julle gedoen het. So en dankie aan almal wat betrokke was by ons G-week. Dit was ongelooflik. Ons maak volgende jaar dit. Groot FM 90.5